Weereens baie welkom en baie dankie dat jy ingeskakel het. Ek glo en vertrou, dit gaan sommer baie goed met u en dat die waarheid van die woord van God vir u steeds baie belangrik is. Ek gesels oor die spreek in ander tale, ek is besig in 'n reeks daaroor en vandag gesels ons oor, is die spreek of die bid in tale 'n hemelse of die tale van engele? Nou daar's baie misleiding en baie mense glo dat 1 Korintiërs 13 vir ons leer dat ons wel in die tale van engele kan praat en dis die hemelse taal. Maar dit is nie die geval nie, dit word uit konteks gebruik en daar's baie mense wat natuurlik komment en negatiewe kommentaar lewer en sonder om die skrifte te gaan ondersoek en te kyk wat sê die woord van God regtig in konteks. Nou ek gaan vandag vir 'n paar videoklips speel. U gaan sien hoe dat hierdie mense dit absoluut beamoen, dat hulle glo dis die tale van engele wat jy moet praat en dit is nie die geval nie. So kom ons spring dadelik weg. Nou om die tale van engele in 1 Korintiërs 13 te gaan probeer soek, is nie waar nie. Dis buite konteks wat hulle dit gebruik. Ons gaan nou luister na 'n verduideliking daaroor. Wat is 1 Korintiërs 13 se boodskap rondom die tale van mense en die tale van engele, maar dit word buite konteks dan gebruik. En die woord van die Here is duidelik. Tale was nog altyd glossa gewees. Dis aardse tale wat die Heilige Gees aan jou gee wat jy nog nooit geleer het nie, wat jy kan praat om aan iemand anders, soos ek baie maal gesê het, aan die evangelie aan hom te verkondig in sy eie taal. En dis die gawe van tale reg deur die Bybel. Maar kom ons gaan luister na die eerste videoklip en hoor wat hierdie selfvoldane leraar te sê het oor 1 Korintiërs 13. Kom ons gaan kyk. Also, by the way, 1 Corinthians 13 further affirms tongue in 1 Corinthians 13 verse 1, if they can put it up for me, because Paul says, though I speak with tongues of men and of angels. Just so that there would not be a confusion, because remember we're going to talk about people that say it's just a language. Yes, it's the language of angels. No, but it's a language, it's the word glossa, and I'm going to pull it out of my Greek app that I have on my phone. And glossa means language. Yes, it's a language. It's the language of angels. Paul affirms it, 1 Corinthians 31, and he affirms that he speaks in tongues of men and in tongues of angels. And then he says, of course, it doesn't help I do that, but I have no love. But he's not saying I shouldn't do that. He's saying I should have love and do that. Because if I do all of that in love, I'm going to help you and I'm going to help me. And we're going to build the kingdom of God stronger together. Nou ja, die onkunde hier is totaal verskriklik. Jy kan nie glo dat 'n leraar die skrif nie kan verstaan nie, want hy haal 1 Korintiërs 13 totaal uit konteks aan. Hy sê dis die tale, dis glossa, maar dis die tale van engele. Maar dit is snaaks dat Paulus praat van mense en engele. Hoekom sê hy nie dat jy met mense tale ook praat nie? Maar vir hulle is dit die taal van engele en weet jy hoekom? Omdat dit gibberish is. Niemand verstaan hierdie taal nie. Dis 'n klomp die mekaar gebrabbel en dan sê hulle dis die tale van engele. Maar nêrens die tale met engele ooit in tale gepraat in hemelse tale as hulle die mense besoek het nie. Dit is altyd in 'n menslike taal gewees. Maar nou ja, so hy sou graag wou hê dat die tale van engele moet wees, omdat dit maar bloot gibberish is. En dit is absoluut totaal buite die skrif. Dit kom nie in die skrif voor nie. Maar kom ons gaan luister hoe klink hierdie tale van engele. Kom ons gaan luister. Angelic reinforcement. Vika hata anda ata ora bata rata ande eke manda rasata. Nou ja, die skrifgedeelte wat in 1 Korintiërs 13 gebruik word totaal uit konteks gehaal en as ons dit gaan lees, al sou ek in die tale van mense en engele spreek en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n lydende sambaal geword. En al sou ek die gawe van profesie hê en die geheimenisse weet en al die kennis en al sou ek die geloof hê sodat ek berge kon versit en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. Nou Paulus
haal al hierdie goed aan. Hy gebruik nie net die voorbeeld van tale van mense en engele nie, so die konteks gaan oor, as ek nie die liefde het nie, en ek kan al hierdie goed doen, dan baat dit my niks nie. Paulus probeer nie hier vertel dat die spreek in tale is die tale van engele nie, dis wat hierdie mense glo. Hierdie skrif word gebruik om die sogenaamde prayer language te promoveer, en dis wat al die charismate en al die Pinkstermense doen. Hulle leer aan by hulle leraars en hulle glo dis die prayer language, en omdat dit nou 'n gibberish taal is, jy verstaan dit nie, dan sê hulle dis die tale van engele. Nêrens leer die Bybel dat tale 'n hemelse of 'n engeltaal was nie. Glossa is die sleutel, dit is altyd 'n verwysing na human languages. En dis wat hierdie mense nie verstaan nie, en dis die onkunde in die kerke. Hulle glo dit want hulle leer dit so, en hulle verstaan nie die konteks van die skrif nie. Kom ons gaan kyk wat sê Justin Peters, wat is hierdie tale van engele en mense? This is one of the go-to texts for charismatics to support their belief that when you pray in tongues, that is praying in the tongues of angels. And it's almost like they understand that they're not praying in any human language, because when charismatics pray in tongue, they're just speaking gibberish. And so they say, well, it's because we're praying in the tongues of angels. That's the language that angels pray in. But that's not at all what Paul here is saying in 1 Corinthians 13, verse 1. Nou ja, Justin Peters verduidelik dit pragtig, hy gaan nou verder verduidelik, maar die charismate kan op geen skrif aanspraak maak dat tale die tale van engele of hemelse tale is nie. Nou gebruik hulle 1 Korintiërs 13 vers 1 om hierdie 'n leerstelling te maak. Jy sien, is baie gevaarlik wanneer ons een skrif uit die Bybel vat en 'n leerstelling daarop bou, sonder om ander skrifgedeeltes in ag te neem, dan word dit absoluut 'n dwaling. Maar kom ons gaan luister wat sê Justin Peters verder. Wat is die konteks van die skrifgedeelte? You see, he is exaggerating to make a point. He is rebuking the Corinthians. He is saying, look, it doesn't matter what you think you know. It does not matter what you think you can do. If what you know and what you do is not based upon love, it profits you nothing. And dear friends, what was true of the Corinthians is true of us today. It does not matter what we think we know. It does not matter what we think we do. If what we know and what we do is not built upon a foundation of love, and I'm not talking about a sappy love, not a touchy-feely, kumbaya, let's all hug kind of love. I'm talking about a love that is built upon a foundation of sound doctrine. If what we know and what we do is not built upon that, then it profits us nothing. That's what Paul was saying. He was saying, look, even if I could speak with the tongues, the languages of men, even if I could speak in any foreign language, even if I could speak with the tongues of angels, but do not have love, it profits me nothing. He was exaggerating to make a point. So, dear friends, 1 Corinthians 13 verse 1 simply cannot be used to support speaking in some unintelligible, ecstatic gibberish that you call tongues and you think that's the tongues of angels. That's not at all what Paul is talking about. And when you understand the context, that becomes very clear. And by the way, there is no example anywhere in Scripture of anyone praying to God in anything other than a known human language. Dit is baie duidelik gestel. Hierdie gedeelte gaan oor die liefde wat uitstyg bo alles. En dat ons nie hierdie skrif gaan gebruik om te sê dat ons nou in engele tale kan praat of in hemelse tale nie, en dis wat die Pinkstercharismate doen. Konteks is baie belangrik. Hulle hou nie baie van hierdie woordjie konteks nie, want dit is 'n ding wat vir hulle in die dwars in die krop steek. Hulle kan nie verstaan dat hulle verkeerd kan wees nie, en daarom glo hulle dat dit wat hulle hier uit die skrif kry, is eintlik maar dan die konteks. Dit is exegesis, terwyl dit glad nie is eisegesis. Hulle plaas iets in die skrif
wat nie daar is nie. Kom ons gaan luister nou na 'n man wat op die Sid Roth show sy verduideliking gee oor die tale van engele, en hoor mooi wat hy sê. Hy gee die tale, die engele, as hy in daardie taal praat, dan gee hy vir die engele opdragte en hy aktiveer engele. Dis absoluut 'n dwaling. Nie een van ons kan engele aktiveer of opdragte gee nie, slegs God kan dit doen. Maar die charismate glo dat as hulle in hierdie taal kan praat, hierdie tale van engele, dan kan hulle die engele opdragte gee. Kom ons gaan luister. But the more that you pray in tongues, Sid, the more that God is going to speak to you. There's going to be a supernatural activation. You know, something also very interesting that the Holy Spirit revealed to me is that there have been times when I've been praying in tongues, and I was actually praying in the tongues of angels. And the Lord spoke to me in that moment, and He said, Miles, you're speaking their language right now. You're dispatching them and releasing them on assignments, and they're going forth and accomplishing those. Ja, en die mense is baie tevrede wat hy sê, die glimlagte is groot op hulle gesigte, want God het nou vir hom gesê, Miles, jy praat nou in engele tale, en jy kan hulle dispatch en opdragte gee. God het nie met jou gepraat nie, Miles. Dit staan nie in die Bybel nie, dis in die woord nie, dit kom in hulle eie gedagtes na vore, en hy sê dat hoe meer jy in tale praat, hoe meer sal God met jou praat. Dit staan nie in die Bybel nie. Dit staan nie in die woord van God nie. Hierdie mense plaas dit eisegesis, hulle plaas iets in die skrif wat God nooit gesê het en wat die skrif nooit leer nie, en dit is wat van hulle 'n baie gevaarlike denominasie maak. En hy sê dat die Heilige Gees aan hom geopenbaar het, dat hy in tale van engele praat, en hulle kan dan getaak word en ook geaktiveer word. Nou, soos ek reeds gesê het, ons kan nie engele aktiveer of hulle dan take gee om te doen nie. Maar kom ons gaan luister na nog 'n videoklip van 'n Afrikaanse leraar weer, en hy leer dat die Bybel leer, daar's 2 tale wat jy praat, dis die een wat die aardse taal is, en dan kan jy ook in tale van engele praat. Hy sê die Bybel leer dit staan nie in die woord nie, hy het vir my skrif gee. Hulle haal 1 Korintiërs 13 uit konteks uit, maar kom ons gaan hoor wat hy sê. Nou weet ons wat het gebeur, hulle het in verskeie tale begin praat, dat mense van reg oor die wêreld wat op by mekaar was, het gehoor hoe hulle die Here loof en prys in hulle eie taal. So ons as ons die Bybel lees, dan sien ons die Bybel praat van 2 tale as jy gedoop word met die Heilige Gees. Die een is 'n bekende aardse taal. Jy bid Kiandaba Estaba, en dan bid jy miskien in 'n taal van Egipties of Hebreëus of wat ook al. En baie kere dan sê die Bybel ook, praat ek mense engeletale. So die Bybel praat ook van ons kan in engeletale, die Heilige Gees kan deur ons 'n hemelse taal bid tot eer van God. Hoe ontvang jy dit? Ek sê altyd, daar's 'n sekere persentasie in die doping van die Heilige Gees wat nie wat amper sê wat spontaan begin bid in hulle hemelse taal. Jy bid vir hom, die Heilige Gees kom oor hom en hy kan dit nie beheer nie en hy begin te bid. En dan is daar die ander van ons waar jy staan voor die Here en jy vra hom, Here, vul my en doop my met die Heilige Gees. En onthou, die praat in tale is 'n geskenk. Dis 'n geskenk wat klaar binne jou is, want God is klaar binne jou. Amen. Die praat in tale is klaar binne jou. Almal van ons het dit klaar ontvang. Want die Heilige Gees is klaar in jou. Jy moet net daai geskenk oopmaak. Nou ja, kom ons gaan kyk wat hierdie man te leer het. Dit is absoluut teleurstellend dat sulke mense op die kansel kan staan en sulke nonsens kan praat. Hy sê dat daar in Handelinge 2 word gepraat van aardse tale wat jy ontvang met die dooping met die Gees, maar die Bybel sê as jy gedoop word met die Heilige Gees, sê hy, dan kan jy in 'n ander taal ook praat, die tale van engele. Gee vir my een skrifgedeelte wat dit sê. Ek dink hierdie mense verstaan nie wat is die doping met die Gees nie. Hulle glo dis 'n second blessing, en as jy dan hierdie second blessing ontvang het, dan moet jy in 'n taal praat, en dis die tale van engele. Reg deur die boek van Handelinge, en dit geld ook vir die boek van Korintiërs. Wanneer mense gevul was met die Heilige Gees, en veral in die boek van Handelinge, het die Heilige Gees oor hulle gekom, hulle het die Heilige Gees ontvang, en het hulle in tale gepraat wat menslike aardse tale was. Daar staan nêrens iets van engele tale nie, maar hierdie mense is lief om dit in die skrif te plaas. Hy sê jy kan vra dat die Here jou doop met die Heilige Gees. Die woord leer nêrens dat ek en jy vra vir die doping met die Gees nie.
Dit is nie iets wat jy vra nie. Die Here doen dit, in die boek van Handelinge het dit gebeur, en wanneer dit vandag gebeur, is dit wanneer jy met ander woorde tot bekering kom, jy ontvang die wedergeboorte, dan word jy gedoop met die Gees, en daar is nie tale te sprake nie. So dis 'n onkundige en 'n onbybelse leerster om te sê, jy moet vra vir die doping met die Heilige Gees. Hy sê tale is reeds in jou, omdat die Heilige Gees in jou woon. God is nie tale nie, God gee tale. En jy wil dit net oopmaak sê, dis totaal onskriptuurlik, niemand het die tale in hulle nie. Tale is 'n gawe wat God in jou gee, en hy hoef dit nie aan almal te gee nie, hy gee dit uit soos hy wil. En hierdie mense glo, jy kan in daardie hemelse taal praat, en die Heilige Gees bid deur die hemelse tale in jou. Daar's nie een skrif wat dit leer nie. Maar jy weet, mense sit en luister na hierdie mense, en hulle glo dit, hulle aanvaar dit as absoluut Bybels, sonder dat hulle gaan kyk, soos goeie Bereëns, gaan kyk wat sê die skrifte, is dit werklik so? En so word mense mislei binne in die kerk. Dit is baie skokkend. Ek gaan vir jou 'n videoklip speel van, hy noem homself 'n apostel, Nikkie van der Westhuizen, en hy leer totale onskriftuurlike dinge. Kom ons gaan kyk wat hy sê oor die tale van engele. So, speaking in tongues, and I want you to write this down, is the ability to speak a language that you do not know or do not have studied for. It's a spiritual phenomenon. Nobody taught you to pray in the Holy Ghost. Like tonight, people were filled with the Holy Spirit. Nobody studied for that. Nobody teach you how to do that. It comes by the Spirit of God. Now, there are 3 different types of languages. Number 1, the language of men. Everyone at Pentecost spoke the same language, the language of man. The language of man is the first language. The second language is the language of angels. Now, these languages are full of angelic activities. Some of us, and I'm giving you 3 languages. Language of men, language of angels. When you access that language, you start having angelic activities taking place. You put angels to work when you start speaking in these tongues. And thirdly is the unknown language, the spiritual language. And these are the mysteries of these languages. So to pray with them, you must always go beyond the language you know. You cannot pray in Afrikaans, English. You cannot pray in your normal language. You're going to have to access some mysteries. Let me make it a bit practical to you. If I want to have angelic activities taking place in the church tonight, I will pray a different language than what I pray for sick people, or for prosperity, or for praise and worship, or for whatever activities needs to take place. Your language must change. If we are not on the same page, because you're not speaking the language that I am accessing. Get it? So you may say, I want prosperity. And you go, I want you to understand there's a mystery behind it, because you might be speaking the language of angels and not the language of that, what you want access to. And that's why I said in the beginning, you may be stuck in a language that you were baptized 10, 20 years ago, and you still speak the same language. And therefore, things are waiting for you, but you're not accessing that. Nou ja, hy begin reg deur te sê die tale is die menslike tale wat op Pinksterdag plaasgevind het. Dan kom die stertjies. Nou is daar ook engele tale, en dit is vir hulle nou, dit is die konteks van wat hulle glo. Die taal is wat ons vandag praat, dat ons vandag hoor in ons kerke. Nou, hy beskou taal as iets wat jy aangeleer het nie, wat korrek is, en daarmee bedoel hy dan ook die tale van engele. Jy sien, maar die menslike tale is hy reg op Pinksterdag, maar jy sien, nou moet hy gaan, en hy moet verder gaan. Onthou, vandag praat hulle nie meer die glossa nie. Dit is nou 'n Gibberish taal, en dan sê hy, dis die tale van engele, en hulle noem het ook die prayer language. Nou, hy sê, daar is 3 soorte tale, die van mense, van engele, en dan noem hy die prayer language, wat natuurlik die mysteries is waarvan hy praat, want hulle glo jy spreek mysteries na God toe, maar ons gaan op 'n latere gedeelte daaroor gesels. Nou, as jy gaan kyk na die
gedagte rondom die tale van engele is ander as die ander twee tipes tale. So die eerste sê is menslike tale en daarmee bedoel hy dan wat op Pinksterdag gebeur het. Met hierdie taal, die tale van engele, kan jy engele aktiveer. Jy kan hulle opdragte gee. Jy kan engele bevel gee om te werk. Sy medetalespreker sê dat die prayer language eintlik 'n hemelse taal is en die tale van engele. So verskil hulle van mekaar. Die rede is dit bestaan nie. So hierdie mense vat hierdie skrifgedeelte, ruk dit uit konteks uit en sê dit is nou die tale van engele. En jy sal dadelik ook gehoor het hoe dat hy dan praat van prosperity. As jy nou oor prosperity wil hê, dan moet jy daai taal praat om by die prosperity uit te kom. Dis altyd insiggewend dat hierdie mense altyd iets bylas. Maar dit is wat hulle doen. Hulle plaas eisegesis in die skrif. Hulle het geen eksegese wat korrek is nie en daarom glo hulle dis die spreek in engele tale. Absoluut skokkend. Nou, ons moet gaan kyk, die woord van die Here leer nêrens dat die gawe wat hy gee, hemelse of die tale van engele is nie. Dit staan nêrens in die skrif nie. En hulle kan dit nie vir jou bewys nie, maar hulle sê, dit is wat gebeur, omdat dit maar net bloot gibberish is. Dit is 'n taal wat iewers in die wêreld gepraat word, dis die glossa taal, wat jy nie verstaan nie, wat God vir jou gegee het, bonatuurlik, om die evangelie aan ander te kan verkondig in hulle eie taal, en dit is wat die tale, die spreek van tale is. En dit is baie, baie belangrik om dit te kan verstaan. So ons moet gaan kyk wat die konteks is van die skrif, en nie wat hierdie mense leer nie. En dit het ons gesien met Nikkie van der Westhuizen. Hy gaan haal die tale korrek in die begin aan, en dan kom die byvoegsels. Dis tale van engele, tale van mysteries wat jy praat in die gees, en jou taal moet gedurig verander. Dis absoluut buitekant die skrif. Dit is so jammer dat hierdie mense oningelig is, dat hulle absoluut onkundig is, en ons sal moet gaan rekenskap gee wat ons aan mense leer, en dis baie, baie ernstig. Mag die Here ons seën tot 'n volgende keer, wanneer ons weer gaan gesels oor die gawe van tale. Totsiens.